oor die bladsy loop. Herskryf die jou geskiedenis. Suiker help maar die bitter soet. Dis literair, militair, contemporair, dis populair, dis 'n Boba's blitz, verkoper bom, en binne draai die duivel om. Dit is so literair en ook contemporair, maar veral populair. Baie dankie, dames en here. Nou, die beoordelaars se keuse van jaar, soos trouwens elke ander jaar, was besonder moeilik. Daar was 'n hele aantal manuskripte, maar 3 is toe uitgesoek wat die roem van die oes van 1984 is. Een van hulle gaan die Basson-prys vir letterkunde kry. Die eerste een, Eben Besuidenhout, vir sy bundel Afskeid aan 'n ou jaar. Die tweede ene is Amelia Malan se verhoogdrama Die bitter einde. En nou die derde een. Dit is 'n debuutroman. Die skrywer Jacques Reinhardt vir die enkel. Dames en here, na deeglike oorweging het die paneel besluit om die Basson-prys vir letterkunde met 'n prysgeld van R15.000 toe te ken aan Jacques Reinhardt vir die enkel. Daar's nie rede tot kommer nie, sê meneer Gous. Die briljante jong skrywer Jacques Reinhardt het spoorloos verdwyn tydens 'n oorhandigingsplegtigheid waar die grootste en mees gesogte prys vir letterkunde, die Basson-prys, aan meneer Reinhardt oorhandig sou word vir sy roman Die Enkeling. Daar was 'n atmosfeer van verslaanheid toe die skrywer nie opgedaag het om sy prys te ontvang nie. 'n Ondersoek deur die polisie het ook tot dusver niks opgelewer nie. Volgens berigte wat ons ontvang het, is nog geen spoor van meneer Jacques Reinhardt, die bekende jong Suid-Afrikaanse skrywer, gevind nie. Na bewering het meneer Reinhardt kort voor die oorhandiging van die gesogte Basson-prys vir letterkunde spoorloos verdwyn. Die publiek word gevra om met Sergeant Smit by die Hielbrau polisiekantoor in verbinding te tree, sou enige iemand lig op die saak kon werp. Hernieude gevegte het gister in Beirut
Dis 'n boodskap vir my, Sina. Nee, niks nie, Karina. Ek neem net die koerant voor. Hy gaan my jy's haastig vanmôre. Ja, maar ek is amper laat vir my afspraak met Klaas. Jy maak dit met 2 sekondes presies. Ek is betyds, meneer Bekkers is Alberta. Watter skoop is dit vandag my voorreg om van u te ontvang? Jacques Reinhardt. Ek soek sy storie. Ek's nie 'n verlore goederekantoor nie. Gaan vra by die polisie. Ek vra jou nie om hom op te spoor nie, ek vra hom sy storie te skryf. Almal praat oor hom. Almal wil meer van hom weet. Al wat ons weet is wat ons in die koerante oor hom lees. En die huisvriend het al baie sulke stories geskryf. Dis hoe ons verkoop. Jy self het al baie van die stories geskryf. Nou ja. Ek soek sy storie. Is niks om te skryf nie. Dan maak jy iets om te skryf. Kyk al hierdie briewe. Waar is Jacques Reinhardt? Hoekom het hy verdwyn? Is hy ontvoer? Het hy siek geword? Is hy dood? Ek kan maar vir jou voorlees. Ek stel nie belang nie, dankie. Karina. En as ek sê dis 'n opdrag? Hou ek van redelike opdragte. Cheers. Kom sit my engel. Jou kollegas, Meisie Moelman en Kevin Greef, het 'n foto van hom geneem in die Laanveld. Destyds tydens sy sinistere verblyf by die Frankes in hulle vakansievilletjie daar. Hy het elke middag presies om 5:00 op die balkon gaan staan. Alicia Franke was by hom. Dan het hy haar gesoen en vir presies 'n minuut styf teen hom vasgedruk. En dan het hy weer verdwyn. Elke middag. Elke middag. Dit het 'n soort ritueel geword wat Kevin op 'n foto vasgevang het. Ou tannie in die Laagveld het hulle daarvan vertel. Toe lê Kevin dit met sy kamera vas. Is daar nie iewers 'n beter foto nie? Is dit al? O, daar is ander foto's ook, maar almal toe hy op skool was. Die Prinsloo Verbeteringsskool, 1973. Waar hy in 1974 met onderskeiding gematrikuleer het. 6 onderskeidings. Waar kry jy dit? Ek het my bronne. Nee. Nie die storie nie. Nou, ek weet wat dit aan my sal doen. Het jy jou storie nie eens verloor of was jy bang?
Selfs bloedhonde moet baie keer rus. Meisie! Meisie! Ek sit hier soos 'n Kersboom en al wat opdaag is julle. Raas met die ligdiens. Hoe kaal. Lekker ou plek. Maar lekker. Hoe is dit? 3 keer amper selfmoord gepleeg en 6 keer verlief geraak, maar niks wat ek nie kan handle nie. Hoe gaan dit met ou Otto Knorbeek is daar bo in Joburg? Hy funksioneer nog. Jy weet. Wat dink die beeldskone magta Malan van handwerkies op 'n koekbazaar? Vind iemand met 'n middelpaadjie seksie. Kyk die briewe, Kry die antwoorde. Pas op. Ekskuus tog. Oppas. Waar is jou storie? Halfpad amper Bloemfontein toe geskryf, net jammer oor die droë kolletjie naas Maatjiesfontein. Met ander woorde, jy het nie 'n storie. Jy ken Knor se bloedhond nie. As daar nie 'n storie is nie, dan maak jy een. En waaroor moet ek skryf? Oor die mees boring man suid van die Winterberge. En waaroor? Oor sy huis in Kamsbaai. Nou vra ek jou. Toe vra hy jou om te voel hoe die sand tussen jou toe en 'n kielie in die maan. Toe vra hy my wat die huisvriend is en wat my naam nou eintlik is. En hoe meer ek vir hom sê meisie, hoe meer sê hy vir my meisie, is dit nou wat jou naam is? Is dit hoe jy gedoop is? En wie is jou ma? Van watter meisie is jy en so aan en so aan en so aan? Oh, En met 4 uur by Kruikhuis vir die artikel. Knor wil dit môre hê. As jy goed moet spoed. soos 'n mes deur warm plaasbotter. Watter is jou keuse? Hier sy. Meisie! My das! Meisie, sit is te swaar! Meisie, spring! My das! Soos 'n mes deur warm plaasbotter. Waar kom jy aan die nommer? Mal vir hom. Hy's elke week oorseën. Toe hy hoor ek kom af vir werk, voilà. Toe ek die huis en die sleutels. Wat hy seker onder die maatjie langs sy mamma se verharing wegsteek. Wat hy persoonlik vir my gee, I'll have you know. Wat gaan ons eet? Nou, my dokter en seks klaar my dieet. Live and let live. Wat weet jy van Jacques Reinhardt? Waar het hy hom gekry? Knors, jy moes toe vanoggend vir my dat jy foto's van hom geneem het. Wil jy nie sy storie doen nie? Vertel. Vertel. Knor het my gevra. Dit was 'n vraag. Opdrag gegee om sy storie te kry. En as daar nie 'n storie is nie, dan maak jy een. Ek weet. Jy het mos 'n foto van Jacques Reinhardt geneem. By die Frankes huis in die Laagveld. My baby, as jy van 'n mansion wil praat, dan sit nou daai plek. Ek gaan ons af vir 'n artikelreeks en ek sleep hierdie blus nuwe fotograaf van die huisvriend saam, Kevin Greef. Ag, alle fotograwe is vir jou mooi meisie. Okay, sy vital statistics is nou nie Conan the Barbarian nie. Jy weet maar ag ou Greef is alright. Ja, hy's okay. Anyway, ek praat met hierdie ou tannie oor konsentrasiekampe of so iets en sy sê toe vir my dat Alicia Franke en Jacques Reinhardt elke middag 5 uur op die balkon staan. Dan soen hy haar. En nie sommer so nie, hoor, if you know what I mean. En stiptelik 5 uur as jy daar. Toe wag ons maar. Roer jou litte griefies gaan laat wees. Wat is met jou, hè? Sniks. Hey! Het lyk of jy 'n spook gesien het. Ek sê jou, dis niks nie, man. Jy kan eintlik jou horlosie stel as hulle daar gaan staan. Dit gaan al daar lank al so. En
ek dacht toe maar hier moet iewers 'n storie wees. En toe gooi jy die touleer teen die gevaarlike rotse af en jy klouter by sy sitkamervenster in. Baie makliker. Kom ons gaan vir 'n wandeling langs die strand en vertel ek jou alles. Let's go on the moonlight swim far away from the ground. Hoe dink jy Gavin Greef so snaaks gereageer? Geen slag of gees weet nie. Our arms and our lips close within each other since we'll be our moonlight swim. Moonlight swim. Daar was 'n partytjie. Kompleet asof hy die Great Gatsby is of iets. Wie nou? Jacques Reinhardt. Anyway, hierdie ou lady wat oorkant bly, nee, sy weet van alles, my baby. You name it, she knows. Toe dag ek, waarom nie? Is dit al wat jy weet? Dit is maar nog nie die helfte waarvan ek weet. Volgende ding wat ek te hoor is dat hulle toe nou hierdie partytjie gee. Wie nou? Wie nou? Wie gee toe die partytjie? Die Frankes, Alicia en haar pa ter eer van Jacques Reinhardt. Anyway, as jy 'n naam het wat op papier kan kom en jy bly naby hulle, dan is jy op hierdie lys. Almal is op hierdie lys behalwe my vriendin. Toe dag ek sal tog dat 'n ou uitnodigingkie my weghou. Toe gaan ek self. Vrydag aan die 13de Februarie, chop chop. En wat? En het jy toe vir Jacques Reinhardt te siene gekry? Wait for it. Onthou almal was in fancy dress, né? Toe daal ek neer vir my soektog na Jacques Reinhardt, à la Marie Antoinette, I love you know. Mevrou Elmarie laat gaan. Die uitnodiging, mevrou. Hoe lank werk jy al hier? Lank genoeg, mevrou. Ja. Het jy 'n persoonlike uitnodiging om hierheen te gaan? As jy my 'n mevrou noem, wat moet ek jou dan noem, hè? Ek is nie gewoond om so behandel te word nie.
Maar ander woorde, jy het hom glad nie gesien nie. Ek het hom die hele aand gesoek, hy was glad nie daar nie. Stel jou voor, hierdie hele doel en dit sonder 'n gasheer. Is jy nie lus vir maanskyn, kaviaar, elf, safier nie? Net 'n lekker warm bad. Kom ons gaan terug. Wanneer vlieg jy terug Joburg toe? Môre aand. Kom nou. Jou beste ooit? Nou is baie om oor te praat. Al iets uitgevind oor Reinhard? Het hulle hom nog nie gekry nie? Ek blaai toe mos gister deur 'n paar ou tydskrifte van 1982. Huisvriende of van die vyand se produkte? O, huisvriende. Kyk. Wil jy 'n opvolgstorie hê? Hierso. Wie's dit? Die temas in Lena Oukamp se werk. 'n Artikel deur Meisie Moelman. Kyk mooi. In die middel. Jacques Reinhard. Ek wil 'n opvolgstorie hê oor Lena Oukamp. Sy stal tans in die Akasia winkelsentrum uit. Dankie. Verkoop jy baie skilderye so? Genoeg om van te leef. Dis al lank wat jy skilderye so verkoop. Die ander storie oor jou was 3 jaar gelede. Dit is gerieflik om so te verkoop. Ek sien jy het 'n voorliefde vir 'n spesifieke tema. Ek hou maar van prentjies. Sou jy dit naïewe kuns noem? Wie kan so sê, ja? Skilder jy prentjies uit jou verlede? Ja. Kom bekende mense ooit by jou koop? Jy weet, soos televisiemense of rolprentste. Ek weet nie wie's bekend nie. Wanneer het Jacques Reinhard by jou kom koop? Pantompomso en Flenny die snare, ek is verlief op die kind. Die son slaan vuur uit die sweet foshare, ek is verlief op die kind. Hoor jy meisie met die sweet foshare, verstaan jy die praat van die rankie snare? Ek is verlief op jou kind. Napolei vir Bella Coat,
en waar ons kloof se geel bossies. Lappa maak vir Bella stout met haar boot se naadrossies. Donkerrooi die wingerdblad en warmrooi die Kan ek maar een van jou skilderye koop? Daai een. 7de straat 14. Kan ek hom maar koop? Nee. Ek het nooit geweet jy's hier nie. Mens kan nie help om te weet waar jy is nie. Wat bedoel jy? Kyk, daar agter jou. Hellebint, my meisiekind, dis haar blomwit, dis heiderooi. Hellebint, my meisiekind, Lena Oukamp. Lena Oukamp. Ag, dankie. vir jou. Lena Oukamp. O, jammer. Lena Oukamp. Ek is my smoelman van die huisvriend. Ek is verskriklik jammer dat ek laat is, maar as jy my baas ken, kan ons maar begin. Ek vra wanneer Jacques by jou kom koop het. Hy het nooit by my kom koop nie. Het jy hom nooit geken nie? Ek het ja, Hoe lank? van altyd af. Het julle saam groot geword? Ons het in dieselfde straat gebly. Hardloop gou weg, hou kat, steek jou kop diep in 'n gat. Net soos 'n volstruis wat ondank ons huis onsigbaar maak totdat dit terugbaar raak dat hy nie meer bestaan. Jy sal jou kans kry, dan is dit vry van by jou. Dan kry jy jou kry. Hardloop gou laat alles los, maak jou skuil daar in 'n bos. Dan is jy skotvry, hulle sal jou nie kry. Dan voel jy veilig, eensaamheid heilig. Nie meer van hier en nou. Jy sal jou kans kry, dan is jy skotvry, dan kry jy jou. Dan kry jy jou kry. Loop huis toe! Het jy ooit met hom gepraat? Nou ja, baie dankie hoor. Sou jy omgee as ek een van jou skilderye koop? Hoe sal ek omgee? Daai een. Kan ek hom maar kry?
Jan Paul! Jack! Hier komt een trein! Elke dag is sy dom. Elke uur opgekrop. Ek kry 'n naam, jy kekkel saam. Toegespin, binne 'n die bol gepluk. 'n kaart in die pak, 'n kat in die sak. 'n skedelbeen op 'n dobbelsteen. Jy dans 'n dans, vat 'n kans en jy's los. Enkeling, vreemdeling, verstoteling, ruggedraai op die ligte kring. Agterste voor, onderste voor. Dankie. Kom in, meisie, die deur is oop. Liewer dooi Jan as bang Jan. Wat sluit jy nie die deur nie? Ek het mos geweet jy kom. Tralala! Dankie. Wat maak jy? Nog 'n knor special. Oor Lene Oukamp. Maar ek tog ek het daai artikel 3 jaar gelede gedoen. Hy wil nog een hê. Waar het jy hom gesien? Het jy met hom gepraat? Hy was by die Passonprys. Toe neem ek hom af. Dis nie aldag wat mens so 'n kans kry nie. Hy's amper Linda. Anyway, ek is al maande lank verlief op hom. Vandat ek hom die eerste keer in daai fliek gesien het. Jy hou net jou hande tuis, hoor. Wat het hy daar gemaak? Hy's mos nie 'n skrywer nie. Blaas my siel as ek weet. Gaan jy nou saam vanaand fliek of nie? Ek sal sien. Wat bedoel jy sal sien? Jy het in Kaapstad gesê jy gaan saam. Steven is beautiful. Jy sal mal wees oor hom. Is dit al kom jy gekom het? En oor die ou blommetjies. Dish. As jy nou skielik iemand anders saam gaan neem vanaand, ek sukkel my niere af om iemand vir jou te kry, nou maak jy ander afsprake. Dis nie 'n man nie. Hæ? Hallo Moonshine, Karina, hoe is dit? Lekker, dankie. Luister, ek wil jou groot guns vra. Ek weet jy gee nie nommers uit nie, maar is baie dringend. Jan Paul Otto. Asseblief, Moonshine. Waar? Dankie, jy's 'n vrou. Weet jy waar die Diva nagklub is? Vir wat? Ons gaan disco vanaand daar. Ons sou saam met Steven gaan fliek. Jan Paul Otto is daar. Dis die enigste kans wat ek gaan kry om met hom te praat. Gaan maak jouself mooi, dan kom ek jou oor 'n uur op. Ek wil saam met... Gemaak jouself mooi. Grote hortensius. Hoe ver moet 'n vrou haar eie panel beating voer? Hy gaan nie meer kom nie. Hæ? Man, jou vibes moet net reg wees. Volgende ding staan hy lewens groot voor jou. Ag, my keel staan al knop van die dors. Asseblief, Simon. Sy naam is Steven. Nedermalgus as jy my vrou hoor nie 'n woord wat 'n mens sê nie. Bo. Kontroleer net jou polsslag en moenie skree nie. Sy nie.
Karina, Môre, Otto. hoe kom jy die storie aanvaar? Omdat ek dink daar steek veel meer in as wat ons gedink het. Eergister wou jy niks van Jacques Reinhardt van weet nie. Eergister het ek te veel werk gehad en buitendien ek kan nie elke dag dieselfde voel nie. Ek sal die eerste artikel vir jou bring sodra ek hom klaar geskryf het. Trudy Linde, goeiemiddag. Trudy, dis Liebert Reinhardt hier. Ek bel net om te hoor of jy al iets van Jacques gehoor het. Nou, hoe lank het dit jou geneem om hierdie oproep te maak? Jacques, eers na jou toe kom, sal jy my laat weet, asseblief. Jy ken daai uitdrukking, jy weet, as 'n mens iets het en jy laat dit vry en dit kom nie weer terug na jou toe nie, dan was dit nooit joune nie. Maar as dit wel terugkom, is dit joune vir altyd. Goeiedag. Goed, mater. Ons stuur daardie artikel vir julle deur, hè? Vars uit Duitsland. O, so teen 5:30. Selfe daar. Dan mens kans om 'n ordentlike dop te steek. Reg so. Beste. Ek dink ek weet hoekom niemand wil praat nie. Nou, lig my in. Oh, dis anonieme artikel oor 'n 16-jarige seun wat sy pa geskiet het. Ek kry dit in die koerante van 1973. Jacques Reinhardt is na 'n verbeteringsskool gestuur omdat hy sy eie pa Klaus Reinhardt doodgeskiet het. Miskien kry jy 'n storie vinniger as wat jy gedink het. Enkeling, vreemdeling, verstoteling, ruggedraai op die ligte kring. Vreemdeling, enkeling alleen. Dag